Maar tog is die Heilige Gees ons leidsman deur hierdie lewe. Die leidsman wat deur Christus van die Vader gebid is, om ons in hierdie lewe te leer en te herinner aan alles wat hy vir ons kom sê en kom doen het. Daarom, as ons vanaand met mekaar gesels oor my gehoorsaamheid aan die stem van die Heilige Gees, dan is ons breë onderwerp ook in hierdie week die Heilige Gees en ek. Maar voordat ons aangaan, gaan ons kans gee vir 'n paar oomblikke van stil gebed. En dan sal ek vir ons voorgaan met die votum en ook die seëngroet. Kom ons word 'n oomblik stil. Kyk, die tabernakel van God is by die mense. En hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. Here onse God, as ons vanaand bid om u genade en om u barmhartigheid en u vrede, dan bid ons dit alleenlik maar om die soenverdienste van ons Here Jesus Christus. En bid ons dit in die krag van die Heilige Gees, in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons blaai. Die van ons, ek weet nie, is hierdie bord nou aan? Is hy aan? Goed, kom ons gaan na gesang 318 toe. Gesang, 318. 318. En daarby 318. Juis omdat dit vanaand gaan oor die Heilige Gees wat my leer en lei. Daardie 3 verse, leer my u wil, Heer, u doel met my. U pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my volgens u wil, op u vertrou ek, nederig en stil. En ook die tweede, en ook die derde vers, vul met u Gees my breekbare kruik, dat u my oral nuttig gebruik. Kom ons staan asseblief 3 en 8, al 3 daardie verse.
Ons gaan die skrif vanaand oopmaak by Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8. En daar gaan ons die eerste 17 verse met mekaar saam lees en dan ook spesifiek met die klem op die 14de vers. Romeine 8 vers 1 tot 17 met die klem op vers 14. Maar nou gaan ek vra, broeders, kom ons staan asseblief en dan nader ons saam tot God se troon in gebed. Here, hoor ons gebed vanaand. Dat U met ons sal praat. Ja, Here, hierdie boodskap wat U vir ons gegee het, om vanaand af te lewer. Dit is 'n boodskap, o God, so belangrik. En waar sonder die Heilige Gees, die ewigheid nooit sal sien nie. En as ons vanaand ook bid, o Heilige Gees, om U teenwoordigheid hier, Immanuel, God met ons, in die stilte van hierdie aanduur, dan het ons maar een gebed in ons hart. En dit, Here, is dat U sal spreek. Dat U vir ons geopende ore en 'n ontvanklike hart sal gee om hierdie boodskap in te neem. Dit ons eie te maak. Want Here, ons wil U kind wees, ons wil deur U gelei word, ons verlang so om U stem te hoor. Praat dan vanaand met elkeen van ons. Ons wag op U, o Heer. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Romeine 8, vanaf die eerste vers. Vers wat ons almal ken, wat ons al baie vir mekaar ook herhaal het, ook laas Sondag. Wat vir ons sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En onmiddellik sien ons, hier is twee paaie, 'n geestelike pad en 'n vleeslike pad, 'n hemelse pad en 'n wêreldse pad. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en die dood, die genade teenoor die aanklag van die wet. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, uit mens geword. En dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Christus wat die wet kon vervul het namens ons. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Onthou wat het Jesus gesê, wie 'n vriend van die wêreld wil wees, is vyand van God. Wat die
vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, wêreldling, kan God nie behaag nie. Julle, en dan praat hy met die gemeente, met die gelowiges, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, hoor hierdie woorde, sal net daarby terugkom, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Vanweë dit wat Jesus vir ons aan die kruis kom behaal het, kom doen het. En as die gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is die gees van God wat Jesus uit die dood uit opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opwek, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. En dan vers 14, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Daai vers kan ons maar onderstreep in die Bybel. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba. Abba, die Arameese woord wat beteken Vader. Die Heilige Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ons lees net weer daar die 14de vers, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. 'n ontsettend belangrike vers vir elke Christus gelowige. Liewe gemeente, ons praat so baie soos ons net nou vir mekaar gesê het oor die Heilige Gees in my lewe. En soms as ons dit hoor, dan wil ons weghardloop. En dan sê ons baie maklik, maar ons is nie charismaties nie, en ons is nie dit nie, en ons is nie dat nie. Maar u en ek bely tog Sondag vir Sondag, ek glo in God die Vader. Ek glo in Jesus Christus, verlosser. Ek glo in die Heilige Gees, ons trooster. Jesus wat gesê het, toe hy wegvaar, sê hy, ek sal vir julle 'n ander trooster stuur, wat julle sal leer en wat julle sal lei, en wat julle sal herinner aan alles wat ek vir julle kom leer het, en kom wys het, en kom sê het. En as ek nou vanaand, in hierdie week, spesifiek by die Heilige Gees gaan stil staan, dan is die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê, dit wat ons bely het, 'n heilige drie-eenheid. Die heilige drie-eenheid, 'n begrip wat u en ek nooit eers moet probeer om met ons verstand uit te redeneer nie. Al wat ons vir mekaar kan sê, is dis een wese en drie persone. Die Vader is God, die Seun is God,
En die Heilige Gees is God. Maar die Vader is nie die Seun nie. En die Heilige Gees is ook nie die Seun nie, en die Seun is ook nie die Vader nie. En daarom, wanneer u en ek vanaand en die res van hierdie week by hierdie groot onderwerp gaan stil staan, dan kan ons maar net eintlik met die hand op die mond voor God kom staan. En sê, Here, ek verstaan nie, maar ek het ook nie nodig om te verstaan nie, want juis daarom is u God. So groot, so onmeetlik. En as ons gaan kyk na die wêreld rondom ons, en daar is baie kerke wat dit ook, of geloofsgroepe wat dit bely, dat daar nie iets soos 'n drie-eenheid is nie. En dat die Heilige Gees is maar net in krag. In die drie persone in die drie-eenheid is eintlik drie losstaande figure. Maar weet jy wat, dit is nie wat die Bybel vir u en vir my kom leer nie. As ons dan vanaand wegspring en vir mekaar vra, wie is die Heilige Gees? En dan vat dit nie baie om een en een by mekaar te kan tel, om by die drie-eenheid uit te kom nie. Want as u en ek in Korinte 3 vers 3 gaan lees, dan staan daar, die Heilige Gees is die Gees van God. En as u en ek gaan blaai na Galasiërs 4 vers 16, dan lees ons daar dat die Heilige Gees is ook die Gees van die Seun, die Gees van Christus. En as u en ek verder deur die skrif gaan blaai, en ons kom by Johannes 10 vers 30, dan staan daar hierdie woorde van Jesus, as hy kom sê, ek en die Vader is een. En onmiddellik as ons dit vir mekaar sê, Gees van God, Gees van Christus wat sê, ek en die Vader is een, dan bring dit vir ons by hierdie ontsettend heilige begrip, 'n heilige drie-eenheid. 'n Heilige drie-eenheid, wat in die begin by die skepping, alreeds in die skrif, daar in Genesis 1 en Genesis 2, vir ons geleer word. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die Gees van God het gesweef oor die waters. En dan lees ons in Johannes 1, hierdie woorde, in die begin is alles deur die Seun geskape. Hy was die woord van God. En dan sien ons daar in die begin alreeds hierdie drie-eenheid. En as ons verder gaan deur die skrif, en ons kom by die volgende hoofmoment in die skrif, en ons kom by die geboorte van Christus, dan kom die engel en hy kom na Maria toe, en hy sê, wat uit jou is uit die Heilige Gees, en hy sal Seun van God genoem word. En nou hoor ons deur die Nuwe Testament, wanneer Jesus begin met sy werk hier op aarde, daar die 3 jaar, dan hoor ons toe hy uit die water uit opstaan, na sy doop, dit is my geliefde Seun, die hemel wat oopgaan, en die stem van God, wat neerdaal, en die Heilige Gees wat in die vorm van 'n duif neerdaal. Ons hoor hierdie stem, dit is my geliefde Seun, luister na hom, God wat dit kom bevestig. En dan weer eens, met die uitstorting van die Heilige Gees, dan word daar die belofte van Jesus wat hy vir ons kom gee het in Johannes 14 vers 26. En daar waar die disippels ontsteld is, as die Here vir hulle sê, maar ek gaan weg van julle, maar ek sal julle nie alleen laat nie. Ek sal die Heilige Gees na julle toe stuur as 'n ander trooster. Met ander woorde, 'n trooster in die plek van Jesus, om ons te herinner
aan alles wat hy gesê het en wat hy geleer het. En dan weer heeltemal aan die einde, as ons daar by Openbaring gaan lees, daar in Openbaring 4 en 5, dan lees ons van daar die heerlikheid van die troonsaal van God, wanneer Johannes deur die engel opgeroep word en vir hom gesê word, kom hierheen, en ek sal jou wys wat moet gebeur. En dan sien Johannes, God in sy heerlikheid, een sit op die troon, onbeskryflik. En voor die troon staan die lam met die merke asof hy geslag is. En langs die troon die 7 oë van God. Dit is die Heilige Gees wat speur oor die wêreld. So wonderlik. As ons in hierdie week met mekaar kan praat oor die Heilige Gees, dan wil dit juis vir u en vir my kom leer. Immanuel, God met ons. God wat beloof het, gesê het, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. En soos ons vir mekaar sê, dan kan ons maar net met die hand op die mond staan en sê, Here, hoe groot is u nie? En wanneer ons dan vanaand oor hierdie onderwerp wil kom stil staan, luister ek na die stem van die Heilige Gees in my, en is ek gehoorsaam aan die stem van die Heilige Gees in my? Dan kan ons maar net weer terugdink aan Ananias en Safira. Julle het nie vir mense gelieg nie, maar julle het vir die Heilige Gees gelieg. Beide Ananias en Safira. Ons dink aan Petrus en Johannes voor die Joodse raad, vol van die Heilige Gees. Ons dink aan die woorde daar in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer hierdie persoon, die persoon van die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Al daardie heerlike beloftes. En nou, as ons nou 'n bietjie prakties gaan raak vanaand, en maar weer so 'n bietjie die vingers na onsself toe begin terugwys. En ons leer vanaand hierdie ding, hierdie belangrike saak, dat u en ek, wanneer ons na onsself kyk, dat ons sal besef dat 'n lewe onder beheer, luister mooi, 'n lewe onder beheer van die Heilige Gees 'n voorvereiste is vir 'n lewe van gehoorsaamheid. Dan dink maar vanaand weer daaroor. En dan vra ek myself hierdie vraag af, op watter trappie van die geestelike leer staan ek? Want die opdrag in die skrif is duidelik. Ja, ons het die Heilige Gees ontvang, die dag toe ek my hart vir die Here gegee het. Maar wat nou? Wat nou? Wat dan? Kan ek tevrede wees om daar op die onderste trappie te bly sit? Terwyl die opdrag is, word heilig, want ek is heilig. En dan begin ons besef, dat u en ek hierdie lewenspad nie kan loop sonder die Heilige Gees nie. So min soos wat ons hier die disippels die pad kon loop sonder die Here Jesus, so min kan die kerk van Jesus Christus hierdie pad loop sonder die Heilige Gees. Kom ons vra onsself vanaand hierdie vraag. Hoeveel maal
In ons lewe het ons nie al gebid om leiding van die Heilige Gees nie. U ken uself, u weet, ek weet. Ons ken onsself. Hoeveel maal het ons nie al gebid om die leiding van die Heilige Gees nie? En hoeveel maal moes ek nie al hoor, maar dominee, ek bid dat die Heilige Gees my moet lei. Ek bid om sy leiding, maar dit lyk nie asof daar iets gebeur nie. As die Here tog maar net vir my 'n aanduiding wil gee, dat hy my gehoor het, maar niks gebeur nie. En so begin u en ek twyfel. So begin u en ek wonder oor die bestaan van die drie-enige God, want hy wil dan nie met my praat as ek wil hy moet met my praat nie. Broeders en susters, kom ons sê dit vir mekaar. Kom ons wees nou maar vanaand 110% eerlik met onsself. Die probleem lê daarin dat my hele lewe, nou moet ons maar na onsself kyk. Daai 10 vingers na onsself toe terugwys. Dat my hele lewe nie onder beheer van die Heilige Gees staan nie. My hele lewe. As jy tog 'n gas ontvang by die huis, en hy kom klop aan die deur, gaan ons hom op die voorstoep onder die afdak laat bly staan? Of gaan ons vir hom sê, kom in. Kom maak jou tuis hier in my huis. En as die Here kom klop aan my deur, as die Here aan die deur van my huis kom klop, van my lewenshuis, dan laat ek hom baie keer daar op die stoep onder die afdak staan. Of ek bring hom net tot in die voorportaal van my huis. Miskien dalk nog die sitkamer. Maar my slaapkamer, my badkamer, daai deur mekaar stoorkamer, die motorhuis, dis myne. En nou kom die vraag vanaand. Hoe kan u en ek verwag dat die Heilige Gees ons lewe moet oorneem as u en ek hom nie toegang gee tot my hele lewe? Hoe kan u en ek verwag hier in die gemeente van Witrifuur dat die Here ons gemeente in sy beheer moet neem as ons hom nie wil toelaat nie? Ja, ons is Sondag hier in die kerk en ons kom sing saam en ons bid saam en ons lees saam. Maar as ek daar uitgaan by die deur daar agter, wat dan? Wat dan? En daarom moet ons onsself die vraag afvra. Net so belangrik. Ons sê ons wil onder die beheer van die Heilige Gees staan. Maar wil ons regtig, as ek hom nie oral in my lewenshuis wil toelaat nie? Dit weer hier op die woorde van Romeine 8:14. Almal wat deur die Heilige Gees gelei word, die Gees van God gelei word, die is kinders van God. En nou is hier 2 ontsettend belangrike dinge wat u en ek vanaand moet besef. As ons hier die 14de vers lees, en kom ons lees hom weer saam. Hierdie 14de vers, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. En nou moet daar die 10 vingers maar weer vanaand na ons toe terugwys. Want as u
En hoor nou mooi, en ons pas dit toe, as u en my lewe nie wys dat ons die Heilige Gees het nie, getuig ons met ons hele lewe dat ons nie kinders van God is nie. Hoor jy dit? Hoor jy dit? Kom ons sê dit weer vir mekaar. As ons lewe vir ons nie wys dat ons die Heilige Gees het nie, getuig ons met ons lewe ook dat ons nie kind van God is nie. En nog iets om te onthou. Niemand kan kom sê dat hy kind van God is, as hy hom nie laat lei deur die Heilige Gees van God nie. En nou moet u en ek vanaand vir mekaar 'n ding baie hard en baie duidelik sê. Daar is 'n breë weg en daar is 'n smal weg. Om sonder die Heilige Gees deur hierdie lewe te wil gaan, kom sit vir my op die breë weg, die weg na die ewige verlorenheid. Maar om in volle gehoorsaamheid my aan die Heilige Gees oor te gee, kom sit vir my op die smal weg na die ewige heerlikheid. En daarom moet ons vanaand vir mekaar sê, die belangrikste, dis die eerste ding, die belangrikste in hierdie is dat 'n lewe onder beheer van die Gees, 'n hele lewe onder beheer van die Gees, moet wees, voordat aanspraak gemaak kan word op die innerlike leiding van die Gees. Hoor jy dit? Ons het net nou gesê, ek bring die, met respek gestel, die Gees van God net tot by my in die sitkamer. En nou kom sê ons dit hier vir mekaar, die belangrikste is dat my hele huis, my hele lewenshuis onder beheer van die Heilige Gees moet wees, voordat ek kan aanspraak maak op sy leiding. Waar staan u en ek? As ons dit vanaand vir mekaar sê, waar staan u en ek? My hele lewe. En dis net die Heilige Gees wat dit kan doen. My hele lewe moet deur die Heilige Gees verander word. En na mate ek gelykvormigheid aan die wil van God ontvang, na mate ek gelykvormigheid aan hierdie wêreld kom afsterf, tot die mate sal ek groei. Anders gaan ek stagneer. Anders gaan ek net daar bly sit. En daarom, luister na die woorde van Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Met ander woorde, ons kan nie dieselfde bly nie, sodat julle kan beproef wat die volmaakte wil van God is. Nou, die dinge wat ons vir mekaar vanaand sê is diep sake. Dis ernstige sake, dis sake wat u en ek moet gaan oordink. Want die verband tussen 'n lewe wat deur die Heilige Gees verander is en sy innerlike leiding, kom ons hoor wat sê vers 13 van Romeine 8, hy sê, want as julle deur die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Waar plaas dit u en my vanaand? As ons self ondersoek. Want net daarna, net nadat hy dit vir ons gesê het, hierdie twee paaie vir ons aangedui het, dan kom vers 14 en hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Eers kind van God, geroep, soos wat u en ek vanaand weer die roepstem van God hoor. Eers geroep, kind van God, geregverdig
deur die bloed van ons Here Jesus Christus, geheilig deur die Gees van God, deur die Gees van God oortuig van sonde en van geregtigheid en oordeel, gaan lees maar Johannes 16. En met my siel en my liggaam gereinig as tempel van God. En nou, dan eers, hoor mooi, dan eers, my broeder en suster, is ons gereed om God se stem te hoor. Nie voor dit nie. God se stem, my gewete, God se stem, my gewete, die Heilige Gees wat in my praat, wat vir my kom sê, kind van God, dis wat ek van jou verwag. Kind van God, as jy my kind is, dan doen jy dit nie so nie. En as ons dit vanaand alles vir mekaar sê, dan kom vra ons vir mekaar nou, wat wil dit vir ons leer? Dit is slegs, gaan kyk maar Kolossense 3 vers 2, dit is slegs iemand wat sy oog hou op die troon van God. Wat sê Kolossense 3 vers 2, bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie. En daarom as ons dit vir mekaar vanaand vra, broers en susters, waar lê u in my gedagtes? Wat is vir u en my prioriteit? Om deur die Gees van God gevul te word, om aan die Gees van God 100% gehoorsaam te wees? Want onthou, en hier is nog iets belangriks, wat ons met onsself moet saamneem, 'n geestelike gemoed, en alleen 'n geestelike gemoed, daardie gemoed wat ingestel is op God se troon, alleen daardie gemoed wat so ingestel is, waar die skrif sê, word vernuwe ook in jou denke, word geestelik gelei. Maar nou kan u dalk kom en u kan vir my sê, maar dominee, ek het my hart vir die Here gegee, baie jare terug al. En dan sê ons vir die Here, dankie dat dit so is. Maar dan kom hier die vraag vanmôre vanaand weer in u en in my skoot gegooi. Hoe ver het ons al gevorder op die pad van heiligmaking? Of is ons maar doodtevrede om op daardie onderste trappie te bly sit? Daar waar ek begin het, die dag toe ek my hart vir die Here gegee het, na soveel jaar sit ek nog steeds daar. En nou wil ek vanaand vir u sê, die Here kom roep u en my. Die Here kom roep u en my. En hy kom praat met u en met my. Hoe meer u en ek op die pad van geestelike gehoorsaamheid is 'n vorderingsproses. En dit vra bitterharde werk. Want dit is 'n daaglikse stryd. Meer en meer sal u en ek gevoelig raak vir God se stem. Gaan dink maar daaroor. Geestelike kennis kom slegs waar geestelike mens groei en getrou is. En as u en ek vanaand die leiding van die Heilige Gees verlang, en ek hoop dat dit by u net so 'n begeerte soos by my is, vir ons huis, vir ons gemeente, en ook vir 'n omkeer van ons land wat op hierdie stadium seker die verste van God af is as wat hy ooit in sy lewe was. Wil dit vir u en vir my kom sê, hy wat die leiding van die Heilige Gees verlang, moet homself oorgee. Ten volle oorgee.
Dink maar aan Paulus toe hy daar in die stof gelê het op die pad na Damaskus toe. Toe hy gesê het, Here, wat wil u hê moet ek doen? Wat wil u hê moet ek doen? Ons Here Jesus self, jy kan in Lukas 4 gaan lees. Ons het net vir mekaar gesê, daar waar die stem van God uit die hemel uitkom. Lees ons hierdie woorde, nadat hy die Heilige Gees ontvang het, sy deur die Gees die woestyn ingelei. Dit was by vers 1, dan lees ons verder en ons kom by vers 14. Dan staan daar, het hy deur die krag van die Heilige Gees teruggegaan na Galilea toe. En dan begin sy bediening in Nasaret met die woorde, die Gees van die Here is op my. Kom ons vat alles mooi saam vanaand. As ons vanaand vir onsself dit tuis bring, om deur die Heilige Gees gelei te word, veronderstel dat my oor sy stem gaan hoor. Want die leiding van die Heilige Gees word net verhinder. Nou moet ons maar weer kyk, waar is dit in ons lewe van toepassing? Die Heilige Gees in my lewe word net verhinder as daar sonde in my lewe is, wat ek nie kan laat staan of wil laat staan nie. Kom ons sê dit vanaand vir mekaar. As ek en 'n dame wil saam bly buite die eg, terwyl die Bybel vir my presies die teendeel sê, kan ek dan sê dat ek gehoorsaam is aan die Heilige Gees? As ek op 'n Vrydag aand saam met my pelle gaan drink, en Saterdagoggend vertel ek hoe lekker ons gekuier het gisterand, kan ek dan nog sê dat ek gehoorsaam is aan die Heilige Gees? As ek God se naam gebruik, ligtelik, ydelik, kan ek nog sê dat ek gehoorsaam is aan die Heilige Gees? Dit word nie deur sonde in my lewe verhinder nie, maar ook, en hier is belangrik, deur my eie gewilligheid om na hom te luister. My eie gewilligheid. Weereens, wie sit op die troon van my lewe? Ek of die Heilige Gees? Ongelukkig is ons almal onder die erfsonde en almal van ons is geneig om God en ons naaste te haat. Ons het vir mekaar gesê, die Heilige Gees word verhinder, ook as ek nie erns in my strewe het om God te dien nie. Waar staan ons vanaand? Waar staan Witrifuur vanaand? Daarom is dit so belangrik, Kolossense 2 vers 10, dat ook my gemoed, en my ore, my gewilligheid besny moet word met 'n besnydenis wat nie met hande gemaak is nie. Gaan lees maar Kolossense 2 vers 10. Vers 10 en verder. Maar 'n besnydenis deur God self. Onthou, leiding is gehoorsaamheid is geloof. Roekelose geloof. As ek God op sy woord neem. En wanneer ek my saak voor die Here gelê het, dat ek in leegheid sal wag, of wanneer dit vir hom reg is, nie om weer daardie pakkie te gaan haal aan sy voete, en self daarmee wil werk nie. En ek sluit af, kom ons bring hierdie saak huis toe, na u toe, en na my toe.
Die leiding van die Heilige Gees kan nie geskei word van 'n verandering van gemoed nie. Verandering van gemoed na Christus toe. Die leiding van die Heilige Gees vra gehoorsaamheid aan God se opdragte. Gehoorsaamheid aan die Heilige Gees vra vlug weg van sonde af. Laat staan die sonde. Dit vra gee eer aan God. Gee eer aan God, gee alles aan hom oor. En laat God se Gees toe om sy sin in u en my lewe te kry. Mag ons dit vanaand vir mekaar sê? Hoeveel keer is u en ek 'n stok in die speek van die werk van die Heilige Gees in ons lewe? En daarom moet ek myself tot beskikking stel, 100%. En dan kan nie maar blaai na Galasiërs 3 vers 29 toe. Dan word hierdie belofte van die Heilige Gees, daar waar God gesê het, ek sal vir jou God wees, jy sal vir my 'n volk wees. Al die beloftes sal ek geniet. Aan hom oorgegee. Waar staan u en ek vanaand? Ek gaan geleentheid gee vir gebed. En ek gaan nie vir u voorskryf waarvoor om te bid nie. Maar ek dink die ding wat u en ek ook die meeste nodig het in hierdie mooi land van ons, in hierdie mooi gemeente van ons, is God se leiding. God se teenwoordigheid deur sy Gees. Kom, ek gee geleentheid vir gebed en daarna sal ek vir ons afsluit. En dan sluit ons met Gesang 296, die eerste en die tweede vers. Kom ons gee eers geleentheid vir gebed. Here, u hoor elke stil gebed.
U sien elke stil traan van berou wat gestort word. U hoor die noodroep uit elke benoude hart. Want ons weet ook, U sê in die skrif vir ons, as ons heiligmaking verwerp, dan verwerp ons U, en dan is daar maar een pad. En dis die pad van verlorenheid. Daarom, ag Heer, ons wil kom smeek vanaand. Neem my lewe, neem ons lewe, Heer. Laat dit U gewy wees meer en meer. Ons wil U kind wees, Heer. Ons wil groei in die Gees. Ons wil U gehoorsaam wees. Ons kan dit maar net doen as U vir ons genadig is. Here onse God, dankie vir vanaand, dankie vir die boodskap wat U vir ons gegee het. Kom bevestig dit tog aan elke hart. Geef vir ons vrugbare harte, Here, voorbereide harte, sodat hierdie saad sal ontkiem en sal groei tot U eer alleen. So baie dankie in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sluit met gesang 296. Gesang 296, daar die eerste en die tweede vers, 296, lei U ons lig, deur hierdie duisternis, lei U ons Heer, en dan ook die tweede vers, al sou ek self my lewenspad hier meet, al wou ek lei, nou dat ek weet, nou vra ek U, smeek ek U, sal U my lei. Kom ons staan, ons sluit met 296, al twee daardie verse, en dan bly ons staan terwyl ons bid om die seën van die Here. Kom ons bid nou om die genade van ons Here, om sy seën. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die kragvolle gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u wees en bly waar u ook al gaan. In Jesus naam. Amen.